1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Tom se slippers. Tim was nie in 'n goeie by nie. Hy het gewoonlik ook sommer maklik gehuil. Baie seentjies ly aan hierdie siekte wanneer hulle iets wil hê wat hulle nie kan kry nie, of wanneer hulle nie wil hê wat hulle gekry het nie. Die rede vir die ontevredenheid was hierdie keer 'n verfdosie. Om te verduidelik. Tim het 'n verfdosie gehad en sy broer Tom het ook 'n verfdosie gehad. Soos die ongeluk dit wou hê, het Tom al sy verf opgebruik. Hy het altyd baie water in sy verf gegooi en dan groot prente geskilder op pappie se koerante. Die gevolg was dat sy verf gou opgeraak het en toe het Tom met verlangende oë na Tim se verfdosie begin kyk. Omdat Tim kleiner prente geskilder het as Tom, het hy nog heel wat verf oor gehad. Maar hy het gevoel dat dit nie reg was dat hy van sy verf aan Tom moes gee nie. Daar het groot verskil van opinie oor hierdie saak ontstaan. Tom het geprobeer om van Tim se verf te gryp en Tim het toe sy eiendom beskerm deur met sy verfkwas sommer op Tom se neus te druk. Daar het groot rusie ontstaan. En dit sou baie erger geword het as moeder nie skielik op die toneel verskyn het en albei seuns na die tuin gestuur het om 'n bietjie af te koel nie. Maar Tom het nie sy grief vergeet nie en hy was gedurig kwaad oor wat Tim gedoen het of althans geprobeer het om te doen. Tim het aan Tom gesê dat hy hom nooit niks van sy verf sou gee nie. Eindelik is hulle geroep vir aandete. Toe het daar iets anders verkeerd geloop. Hulle moes hulle tuinskoene uittrek en hulle slippers aantrek wanneer hulle in die huis ingekom het. Maar toe hulle dit moes doen, het arme Tim ontdek dat sy slippers weg was. Hy het oral gesoek, maar hy kon hulle nie kry nie. Teen daardie tyd het Tom al sy slippers aangehad en dit het Tim desperaat gemaak. Dit was ook nie te lank nie, of hy wou huil. Ek kan my slippers nie kry nie, het hy met 'n huilstemmetjie gesê. Weer het hy oral begin rondsoek en troosteloos in sy kouse rondgestap. Huilend het hy gesê, "Iemand het my slippers." Toe het daar iets moois gebeur. Terwyl Tim nog huil rondgesoek het, het Tom een van sy slippers uitgetrek en gesê, "Neem dit, Tim, dan sal ons elkeen een hê." Daar het sommer groot verligting gekom toe Tim die slipper aan sy linkervoet getrek het. Toe het hulle saam na die ander slippers begin soek. Dit was baie snaaks om hulle met een kaalvoet in die huis te hoor rondstap. Klap dof, klap dof, klap dof, het hulle daar rondgestap, elkeen met net een slipper aan. Skielik was daar 'n uitroep van vreugde. Hulle het Tim se slippers gekry. Hulle was op hulle gewone plek onder sy bed. Ewe bly en lagend het hulle nou die trap afgekom om te kom eet. Na die ete daardie aand het hulle 'n bietjie langer as gewoonlik opgebly, totdat moeder klaar gestryk het. Hulle het toe saam prente geskilder op pappie se koerant. Saam het hulle kort hulle kwassies in Tim se verfdosie gedoop. Daardie vriendelike gebaar van Tom het sommer 'n hele verandering gebring in die verhouding van die twee teenoor mekaar. Fluit, fluit, my storie is uit.